Els, goeiemôre. Welkom terug man. Welkom terug. Klink ons heerlike glaas hierso en baie hartlike goeie dag as jy ook nou by ons aangesluit het. Ons het nog baie om oor te gesels in vandag se program, so jy moet net weet, hierdie is nou die plek waar jy bly vir die volgende uur en 'n half. So, asseblief tog. Maar gepraat van interessante geselsies. Ek gaan 'n groot sluk vat terwyl jy hierdie een met ons deel. Ja, ek sal my bes probeer om hier te bly. Dis al wat ek vir jou wil sê. Maar ek wil ook vir jou vra, het jy al ooit 'n vlug verpas? En hoe ver is jy bereid om te gaan om betyds vir 'n vlug te wees? Ek moet eerlikwaar sê, ek dink nie ek het al plaaslike vlug verpas nie, maar ongelukkig het dit al gebeur dat ek op 'n tyd oor see was of so. En dan as gevolg van verkeer of vlugte wat bots en die een wat vertraag is, het ek 'n connection vlug gemis. En dan sit 'n ou bietjie met 'n Dis nie lekker nie, nee. tamaletjie. Met 'n tamaletjie op hande. Ja, Maar plaaslik nog nie, gelukkig nie. Jy? ek was een keer na Namibië toe vlieg en toe het ek my vlug verpas en dit was vir my, dit was nie 'n fout aan my kant gewees nie, moet ek byvoeg, maar so bel ek toe my ma. Ek is natuurlik baie emosioneel. My ma antwoord so: "Ag, dankie tog. Mamma het net gevoel jy moes nie vandag vlieg nie." So dit was vir my so oulik. Maar ja, ek dink 'n mens sal alles aan jou vermoë doen om seker te maak jy haal wel die vlug. Maar die rede hoekom ek vra is omdat sosiale media platforms steeds aan die gons is, want reisigers by die OR Tambo internasionale lughawe moes die afgelope naweek 'n paar hekkies oorkom om hulle vlugte te haal. Giere weer en swaar donderstorms in Johannesburg het die binnelandse terminaal gedeeltelik onder water gelaat. Reisigers het geskok gekyk toe water oor die vertrekhekke gestroom het en sommige dele van die sogenaamde check-in area heeltemal onder water was. Nou, sosiale media, soos ek sê, het behoorlik gegons, doen steeds met video's van paniekerige, maar dapper passasiers, insluitend 2 mense wat selfs deur waterstrome net buite die parkeerarea moes loop. Volgens AXA het 'n plaaslike wolkbreek die intense reën veroorsaak. Dit was redelik intens, wat die dakdreineringsstelsel tydelik oorweldig het. Alle passasiers kon egter steeds volgens skedule vertrek en geen vlugte is vertraag nie. Spanne by die lughawe het vinnig ingespring om die situasie dop te hou en te verseker dat alles vlot verloop. En ek sien daar word gesê 'n spesialis-kontrakteur het die dakstruktuur ondersoek om die omvang van die skade te bepaal en die lughawe se bestuurders verwag 'n volledige verslag wat ook 'n tydsraamwerk vir herstelwerk sal insluit. Jo. Nou, dis die een deel daarvan. Die ander deel is, ek het ook gesien en ons gaan daaroor praat want daai mense maak vir ons moedeloos. Reg juffrou? Diegene wat ou nuus deel op sosiale media Ja. en foto's van 2016, jy weet, ons weet dit was toe ook baie erg geweest, maar om dit te deel asof dit nuwe nuus is en ek Ja, dink nee, wat. mense dink deesdae dis 'n grap en dit is nie wanneer dit kom by iets soos iets wat grens aan 'n natuurramp nie, jy Tuurlik. weet, en oorstromings en dit tot gevolg het nie, veral ook na aanleiding van dit wat onlangs in die nuus was. So ja, daai foto's het ook hier rondte gedoen, maar ek dink 'n pluimpie vir die lughawe wat Baie so vinnig kon verseker. inspring en probeer kyk hoe om dit uit te En sorteer. regtig nie, jy wil heeltemal verward rondgehardloop het en gesê, o, genigtig, hande in die hare, hier sit ons met 'n Ja. probleem nie. En dat alles steeds volgens skedule kon verloop het. Dit is nog iets wat vir my uitstaan. So ek hoop dat daarom net die stormwaterpype en goeters is ook gediens na dese, want dit lyk vir my, dis mos maar eintlik waar die probleem lê. Ja. Want die water het nêrens heen om weg te vloei nie. Ja, ek weet baie mense het dit ook spesifiek uitgesonder en gesê daar moet miskien 'n bietjie meer aandag daaraan gegee word, die dreineringsstelsels en dis meer en om dit skoon te hou en so aan. Maar ja, ek kan myself ek wil nie in so 'n situasie wees nie, want ek dink dit is klaar sleg wanneer dit nou 'n koue dag is. Kan jy dink jy moet met jou tas deur so 'n stroom water beweeg en Maar ek dink nou, jy wil die vlug maak, jy gaan deur die stroom water, maar dan sit jy nou met daai nat klere en skoene en alles op die vlug. Dit gaan ook nie aangenaam wees nie. nee, glad nie. Maar ek moet sê, ek dink ek het tog 'n vlug gemis. Dit was ook een keer by die OR Tambo en 'n trok of iets met staalwerke en goeders het gesit en ek kon nie verbykom nie en hulle het ook maar net vir my gesê, dis nou maar jou en daar, my vriend, jy moes maar 5 minute vroeër gewees het of so. En die ander keer moet jy hierdie ene, ek was by die ander kanaal waarvoor ek ook nou nogal bedrywig is die afgelope klompie jare, moes ek 'n program gaan aanbied met een van hulle prysuitdelings of iets soos wat hulle mos ken, 'n groot ladida funksie. En ek was 'n bietjie laat vir die vlug, maar my liewe vroutjie het daai 'n vlug vir my gestop nog. Dit was kalula.com. En daar was nie meer plek of iets nie. Die vlug was oorvol geboek, maar ek moes daai aand by die funksie wees. Toe sit ek lekker
tussen die kaptein en sy assistent en goeders, en daar het ek nou gesit en toebroodjies vat, maar ek het die vlug gehaal, ek het my funksie gemaak, maar ek sal daai oomblik nooit vergeet nie. My vrou, dis eintlik cap on her hat, hat on her. Ja, jy moet nou in die kamera kyk en vir haar weer dankie sê, Pieter. Kom nou. My dadelpytjie, was dit nie vir jou nie, het ek daardie ene gemis, maar sy het 'n vliegtuig gestop vir my. Ja, daai netjie kan ek graag oor vertel. Dit is iets wat nie enige iemand kan sê nie. Hoe sy dit reg gekry het, weet ek nie, maar sal sy dit weer doen? Ek is seker. Ek moet sê, om te hoor dat jy jou toebroodjies ook nou nog geniet het daar, Ja, dis lekker. dit is luks hoor. Nee, ek het eerste klas gevlug. Ek kan daarom sê ek het in 'n Kulula eerste klas gevlug. As jy ooit 'n eerste klas sitplek gaan soek op Kulula, jy gaan dit ook nie kry nie, maar ek het hom gehad. Die groot vraag is daar 'n selfie? Want as daar nie 'n selfie is nie, dan het dit nie gebeur. Ek was so besenuwees, ek dink nie eers daar was tyd vir 'n foon of 'n ding om uit te haal nie. Maar dit is wonderlik. Ek het daar Ja. ook dit gemaak en gedoen. Ek sal nogal wonder hoe ver sal mense regtig gaan om 'n vlug te maak. Ek dink 'n mens sal verbaas wees en ons wil weer eens sê, AXA, Ja. OR Tambo Internasionale Lughawe, ons is Knap gedaan. daadwerklik beïndruk. Knap gedaan. As Nee, daar 'n ons man is wat glad nie bekommerd is om 'n vlug te mis nie, is dit Dani Neus. Maar daai storie sal ek vir jou agter die Stop skerms it. vertel. Ek sê blader vertel vir julle, ja. As jy groen vingers het, moet jy naby aan jou skerm bly, want ons deel net hierna 'n paar insiggewende wenke. Jy kyk net na goeiemôre. Maar dis net nie, ja.